Goeiedag graad 12 leerders. Welkom terug by ons wiskundelesse, saam met my Erika Jansen. Vandag gaan ons nou aanbeweeg na ons graad 12 finansies. En dis die deel waaroor ek baie opgewonde is. Want annuïteite, pensioenfondse en delgingsfondse is so praktykgerig dat dit is regtig lekker werk om te doen met julle. So kom ons kyk wat gaan ons alles doen in vandag se les. Teen die einde van vandag se les wil ek hê jy moet heeltemal tuis wees met die gebruik van jou formules, die F-formule en die P-formule. Kom maar van die Engelse name, future value formule en present value formule. So ek gaan jou mooi leer wanneer om watter een te gebruik. En dan gaan ek ook vir jou leer hoe om hierdie formules dan nou te kan gebruik om praktiese probleme rakende annuïteite en dan ook lenings te kan oplos. As jy meer inligting hieroor gaan soek, in jou CAPS dokument, natuurlik oudergewoonte, bladsy 42. Goed, wat se voorkennis het jy nou alles nodig om hierdie afdeling te kan aanpak? Eerstens, jou graad 11 kennis. Wat het ons daar alles gedoen? Ons het mooi daar gekyk na ons groei- en vervalformules, beide enkelvoudig en dan ook saamgesteld. So dit sluit in die formules A is gelyk aan P, hakkie 1 plus I plus of min IN, en dan ook aan die ander kant waar ons die N buite die hakkie sit as 'n eksponent, wat dan nou ons saamgestelde groei is, of in die geval van waardevermindering met verminderde saldo metode. Dan het ons ook probleme opgelos waar ons gekyk het na saamgestelde groei, waar dit dan nou ook op verskillende periodes toegeken word. So ons het byvoorbeeld gekyk na toekenning op maandelikse basis, kwartaallikse basis en dan ook ander periodes. En ons het ook gekyk na die omskakeling tussen nominale en effektiewe rentekoerse. Nou, kom ons maar net gou seker dat julle nou alles weer mooi onthou wat ons gedoen het in die hersiening. En dit is dan nou 'n basiese aktiwiteit wat julle gou vir my gaan doen. Moesie deponeer R200,000 in 'n spaarrekening teen 6,3% rente per jaar, halfjaarliks saamgestel. 4 jaar later deponeer hy nog R50,000 en 5 jaar later onttrek hy R100,000. Hoeveel geld sal hy na 7 jaar in daardie rekening hê? Ek gaan jou gou so 2 minute kans gee vir hom. Goed, kom ons kyk gou of jy reg is. Eerste ding natuurlik, trek jy vir jou tydlyn, want dit maak die proses vir ons baie makliker, né? So, op die tydlyn sien jy, ons het ons depositos gedoen 4 jaar later. Nou 4 jaar, halfjaarliks toegeken, beteken ek trek op termyn 8, en dan die tweede ene sê hulle 5 jaar, so dan gaan die termyn 10 wees. So, die eerste stuk, of die eerste periode waarvan ons praat, is dan 8 halwe jare, en die tweede periode is dan 2 halwe jare. Die R50,000 is onttrek op T8 en die R100,000 is onttrek op T10. Maar ek vra vir jou hoeveel was daar na 7 jaar in die rekening. So 7 jare, halfjaarliks, beteken ek trek op T14 aan die einde, en dit beteken dat my laaste periode was dus dan nou 4 halwe jare. So nou gaan ek begin en ek gaan sê die 200,000 sou in totaal 14 periodes rente geloop het. So ek vat my 0,063 op 2 en ek laat hom vir 14 periodes rente loop. So jy moet dit sien dat dit is hierdie R200,000 wat daar in die rekening sou lê en aangroei tot aan die einde. Dis wat sou gebeur. Dan daarbey sit jy die 50,000, hy loop rente van die oomblik wat jy hom daar deponeer, regdeur tot daar aan die einde. So, trek dan nou net die 2 af, 14 minus 8, beteken hy loop dan vir 6 halwe jare, loop hy rente. So dit is sy groei. Maar, as ek dit net gaan gebruik, beteken dit dat ek het nou alles wat gegroei het bymekaar gesit, maar ek vergeet dat ek R100,000 nog onttrek. En daai R100,000 is deel, dit is die ingesluit in die ander 2,
maar ek onttrek dit nou. So die oomblik wat ek dit onttrek, beteken dit ek gaan rente verloor op daai geld. So wat ons dan doen is ons vat die R100,000, bereken hoeveel rente hy sou geloop het oor daardie laaste periode. En dit is dan nou 4,5 jare. En dan trek ek dit af van dit wat ek op die huidige oomblik gehad het. En dit gee dan vir my 'n finale bedrag van R255,762,75. Nou ons terminologie wat ons moet regkry vir ons graad 12 werk. Wat is 'n annuïteit? 'n Annuïteit is doeteenvoudig 'n produk wat jy gewoonlik by 'n maatskappy uitneem, waar jy 'n reeks betalings gaan doen. Jy betaal dit in na die ding in, en dan so spaar jy op. Dis gewoonlik met die bedoeling dat jy maar geld opspaar vir eendag wanneer jy nie meer 'n inkomste kan verdien nie. So in wiskundige terme gaan ons hom dan definieer dat dit is 'n reeks gelyke betalings wat op gelyke intervalle gemaak word. So in die vorige voorbeeld het ons gepraat van 'n tydlyn. Daardie tydlyn het verskillende goed gebeur, maar op verskillende tydsperiodes. So jy het nie 'n ritme gehad van hoe goed gebeur in daai kom ons sê in die storie wat plaasgevind het nie. Waar 'n annuïteit is 'n ding wat jy teken gewoonlik 'n debietorder of iets op jou bankrekening, en elke maand gaan daardie bedrag af en hy gaan na die annuïteit toe. So daar's regtig 'n reeks gelyke betalings. So as jy op maand 1 R100 betaal, dan gaan dit wees R100, R100 iets. So gaan dit aan. So, voorbeelde daarvan is as jy kan 'n gewone spaarrekening gebruik en op 'n gelyke basis geld daarin deponeer. Maar die mees algemene een is natuurlik aftreeannuïteite. Dis nou daai annuïteit wat jy uitneem vir jou ou dag. En dan ook, jy kan ook byvoorbeeld in hierdie gesin gaan ons ook kyk na lenings. So dit is goed soos byvoorbeeld huislenings wat jy aangaan, voertuiglenings en dan ook die terugbetalings daarvan. Want dit is ook maar eintlik 'n vorm van 'n annuïteit. Ons sal nou kom by die verskil tussen die twee. So, wanneer gaan ons watter formule gebruik? Daar is 'n toekomstige waarde formule en daardie formule word dan gedefinieer as die formule wat vir my bereken as ek nou daardie paemente oor die tyd doen. So ek doen nou R100 en ek doen dit vir die totale tydperk. Werk daardie formule vir my uit. Hoeveel gaan al daai R100 deposito's wat ek nou gedoen het, maar nou daar's nou saamgestelde rente ook betrokke. Hoeveel gaan dit werd wees aan die einde van die dag? So, ek wil hê jy moet regtig baie mooi die prentjie vorm. Ek teken hom gewoonlik vir my kinders so. Jy sit weg, jy sit weg, jy sit weg, jy sit weg, en iewers in die toekoms lê daar 'n lekker vetnesertjie wat jy nou na toe opgespaar het. So dit is hoekom ons dan ook praat van die toekomstige waardeformule, want ons spaar op vir iewers in die toekoms, of in die Engels dan natuurlik nou, ons spaar op vir die future. So, dan gaan ek die toekomstige waardeformule gebruik. Daarteenoor het ons die huidige waardeformule, dis jou P-formule. Wat gebeur met hom? Ons gaan hom gewoonlik gebruik in die geval van lenings. Nou wat gebeur met 'n lening is jy gaan bank toe en jy leen 'n bedrag geld. Jy kry dadelik die groot bedrag waarmee jy nou jou huis of jou kar of wat ook al jy nou wil koop, waarmee jy hom gaan koop. En dan is daar 'n kontrak tussen jou en die bank waar jy dan nou geleidelik terugbetaal op daai lenings. So wat sien julle in hierdie geval? Die huidige waarde is waar die groot bedrag beskikbaar is. So die P-formule werk waar die groot bedrag in die begin beskikbaar is en jy kan terugbetaal of afbetaal of wat ook al die situasie is. Nou, pas op net dat jy nie leer dat lenings is P-formule en alles anders is F-formule nie. Dis nie heeltemal waar nie. Want ek kan byvoorbeeld vir jou vertel, ek het byvoorbeeld 'n belegging op die oomblik wat klaar aangegroei het, soos byvoorbeeld 'n annuïteit. In die praktyk as jy byvoorbeeld annuïteite uitneem, dan kan jy net 'n sekere bedrag van daardie annuïteit
onttrek. Daarna moet jy wat ons noem 'n lewensanniteit uitneem, waar dan gelyke betalings aan jou uitbetaal word op 'n maandelikse basis. So daar het ek te doen met 'n anniteit, maar ek gaan nog steeds P-formule gebruik. Hoekom? Want die bedrag is beskikbaar, maar hy betaal uit oor 'n periode. Nog 'n voorbeeld is waar ek byvoorbeeld opspaar vir my kinders vir universiteit en ek kom dan op 'n punt en ek sê vir jou, luister, ek het hierdie bedrag opgespaar, maar jy moet nou maandeliks vir my uit daardie bedrag uit wil ek onttrekkingkies doen. So weer eens, die groot bedrag is in die begin betrokke. En dis nie 'n lening nie, dis geld wat ek opgespaar het. So moenie blindelings net leer dat P-formule altyd by lenings is nie, en dat alles anders dat die F-formule is nie. Goed, so kom ons kyk nou 'n bietjie verder. Wanneer gaan ons die anniteitformule in graad 12 toepas? Eerstens, alle paemente is ewe groot. So onthou julle hoe ek nou betuie, ons het gelyke paemente. So dis nie die situasie van vandag deponeer ek R1000, môre deponeer ek R3000 en so gaan ons aan. Jou paemente is 'n vaste bedrag. Soos ek gesê het, in die praktyk gaan jy gewoonlik 'n debietorder teken en daai bedrag is dan elke maand ewe groot. Dan ook, die paemente word op gereelde intervalle gemaak. So dis nie wanneer jy die geld beskikbaar het wat jy insit nie, weer eens. Dis gewoonlik maar in die praktyk maandeliks. So jy gaan byvoorbeeld elke maand gaan jy daardie bedrag wegsit. En dan verder ook, die rentekoers aanvaar ons vir wiskundedoeleindes, in die praktyk mag dit dalk bietjie varieer, maar oor die algemeen werk ons met 'n konstante rentekoers. So dis nie rentekoersveranderings soos met 'n tydlyn nie. En dan die samestellingsperiode van die rente moet dieselfde wees as die betalingsperiode. Hierdie is enetjie wat dikwels bietjie verlore gaan. Baie min handboeke fokus nogals op hierdie ene. Meeste van die tyd, dan sal hulle vir jou sê, luister, jou rentekoers is 10% per jaar maandeliks saamgestel en jy doen jou paemente maandeliks. So omtrent meeste voorbeelde in handboeke is die periode waarop jy jou toekenning gaan doen en die rentekoers toekenning is dieselfde periode. Maar maak seker dat jy wel die situasie kan doen waar die twee gaan verskil. In daardie spesifieke situasie, jy kan nie verander wanneer jy die paemente doen nie. Maar as ek byvoorbeeld vir jou sê, my paemente is maandeliks en die rentekoers is nou kwartaalliks, al wat jy ekstra gaan doen is, jy kan nie met kwartaalliks en maandeliks saamwerk nie, so jy vat jou kwartaallikse koers en met nominaal en effektief skakel jy dit dan om na 'n maandelikse koers. En dan is die twee goed weer dieselfde. So jy gaan net een stapie ekstra hê, maar wees bewus van daai stapie, want soos ek sê, omdat die handboeke nie baie sulke voorbeelde in het nie, moet jy dit maar gewoonlik bietjie op jou eie gaan oefen. OK, dan hierso het ek vir jou net 'n woord bygesit, as die samestellingsperiode maandeliks is, dan moet jou rentekoers ook maandeliks wees. So kom ons kyk na die toekomstige waardeformule. So, toekomstige waarde, jy spaar vir iewers in die toekoms waar jy jou groot bedrag het. So jou gereelde betalings word eers gemaak en die Engelse het 'n lekker term, die bulk sum. Dit is die groot bedrag is aan die einde eers beskikbaar. So enige iets waar jy geld gaan wegsit en dit laat groei na die toekoms toe. Dit gaan jy met die toekomstige waardeformule doen. So die totale bedrag gaan jy dan nou kry. Onthou nou, jy sit jou paemente weg en in julle geval, julle werk gewoonlik met betalings aan die einde van 'n maand. Maar ek sal nou weer terugkom daarna toe ook, want daar kan variasie wees. So jou laaste betaling gaan jy op die laaste dag in die rekening inbetaal. En die vraag gaan dan vra, wat is die bedrag wat jy beskikbaar het? So jou finale bedrag wat jy beskikbaar het, gaan dan die totale bedrag wees direk nadat jy jou laaste paement inbetaal het. So kom ons kyk nou gou na hierdie situasie. In hierdie situasie het ons
X bedrag weggesit in elke periode en ek vra vir jou, wat is dit aan die einde van die periode werd? So jou F-formule gaan jou help. Hierdie X-paaiement wat hier voor is, hy gaan ons aangroei vir die volle tydperk. Die volgende een gaan groei en elkeen gaan verskillende hoeveelhede groei. Maar jou F-formule is baie handig, want hy help my, omdat die paaimente dieselfde is, om dan te kan uitwerk met een formule wat in my belegging op die uiteinde gaan wees. So, hier is nou prakties voorgestel hoe ons verskillende paaimente gaan groei. Kom ons sê, ons deponeer dadelik 'n bedrag van X. Daardie bedrag groei dan vir die volle periode tot by periode 5. Die volgende enetjie wat ek wegsit, hy gaan net vir die oorblywende tydperk groei. En so gaan ek aan. En dan die laaste enetjie gaan gewoonlik eintlik daar gedoen word. So hier kon nog enetjie op die prentjie bygekom het, waar ons ook nog sê, die laaste enetjie, hy gaan nie groei nie. So hierdie wat ek hier vir jou gewys het, is al die verskillende paaimente wat ek vroeër doen, en wat met rente aangroei tot by T5. Maar op T5 gaan ons ook self 'n paaiement maak, maar hy gaan natuurlik nou nie groei nie, want hy lê nie vir 'n tydperk in die belegging nie. So kom ons kyk nou verder, hoe lyk ons formule? Die formule lyk baie groot in die begin, maar is nie reg so erg nie. Alwaar het hy bestaan, is jy het X, dan het jy blokhakkies en ronde hakkies. In die begin is daar dan 'n 1 plus I tot die mag N, dit lyk baie soos jou saamgestelde renteformule, en daarom gaan jy natuurlik, as dit op ander periodes is, ook daardie twee goed moet kan aanpas, sou hulle dit byvoorbeeld op ander periodes sit. En dan minus 1 agteraan, en onderdeel jy deur I. Waarvoor staan al die verskillende goed? F staan vir toekomstige waarde, kom maar van die Engels, future value. X is daardie maandelikse paaiement, wat ek nou op gereelde basis in daai annuïteit instoot. I bly my rentekoers, soos alle ander renteberekenings, en N bly my aantal paaimente. Hierdie een is baie belangrik. Die aantal paaimente, moet jy baie seker maak, betaal ek direk 'n paaiement, of betaal ek nie direk 'n paaiement nie. Doen ek my betalings aan die einde van die periodes, al daai goedetjies gaan beïnvloed hoeveel paaimente jy gaan gebruik. En jy moet bereken in totaal hoeveel paaimente sit jy weg. Nie hoeveel paaimente verdien rente nie, hoeveel paaimente sit jy in totaal weg. Ons gaan nou by die praktiese voorbeeld gaan ek vir jou wys. So hier sal sê, maak 'n spaarrekening oop en deponeer dadelik R500. Hierna gaan hy voort om aan die einde van elke maand R500 te deponeer vir 4 jaar. So 4 jaar, elke maand sit hy daai R500 in daardie rekening. En dan is ons rentekoers 8% per jaar maandeliks saamgestel. Daaroor is ek baie bly, want my rentekoers is maandeliks en ek deponeer maandeliks. Nou, onthou ek het gesê, jy moet seker maak dat daai twee goed dieselfde is. Toe vra ek vir jou, hoeveel sal hy aan die einde van die 4 jaar tydperk hê? Nou, ek wil dit gou vir julle net op 'n tydlyn voorstel. Jy gaan die tydlyne hier gebruik nie, want jy gaan die formules leer en jy gaan leer om hulle te gebruik. Maar dit is net sodat jy kan verstaan hoe hierdie goed regtig in die praktyk werk. So wat het hier gebeur? Hy het dadelik 'n R500 weggesit. En daarna R500, R500, R500 tot en met die laaste. Na 4 jaar, onthou dis maandeliks, so 4 maal 12 is 48 maande. So op termyn 48 sit hy nog 'n paaiement weg. En jy moet vir my bereken, wat is die toekomstige waarde daarvan? Dan word as elkeen van hierdie nou aangegroei het, aan die einde van my tydperk, hoeveel gaan ek in my rekening hê? So, my F-formule, gaan ek nou lekker my waardes kan indruk. Die R500 is my paaiement, dit het ek daar gekry. Dan die rentekoers is 8%, maar omdat dit maandeliks is, deel ek deur 12. En die renteaanpassing soos wat hy daar staan altyd identies hieronder. So daardie stukkie daar met die rente en hierdie stukkie hieronder is altyd identies.
Dan ons aantal periodes. Daar kom die vangplekkie in. As jy gaan kyk na jou tydlyn, dit is baie maklik om vir my te sê, okay? So ek tel van 1 af tot by 48. Het ek mos 48 periode, 48 keer wat ek betalings doen. Maar, omdat ek dadelik aan die begin 'n betaling gedoen het, beteken dit, ek gaan nie 48 betalings sê nie, maar ek gaan 49 betalings sê. Want dis die 48 wat loop van 1 tot by 48, plus die ekstra enetjie wat hier vooraan is. Dink aan 'n eenvoudige voorbeeld. As ek vir jou sê, desimale getalle. Die desimale getalle wat ek beskikbaar het, is mos 0 tot en met 9. As ek vir jou vra hoeveel syfers is daar, dan gaan jy nie vir my sê 9 nie, maar jy gaan vir my sê 10. Hoekom? Want dis 1 tot 9, maar dan sit jy 'n nulletjie by. So, as jy 'n aanvanklike deposito gemaak het, dan moet jy weet, dit gaan 1 meer by jou en wees, as wat die eindperiode daar is. So, dis hoekom dit 49 is, vat jy daai ding, wees baie versigtig net. 'n aanbeveling, moenie die teller eers indik, en dan daai breektekentjie op die sakrekenaar druk nie. Druk die breekteken reg in die begin. Nog 'n wenk, as jy hakkies oopmaak, moenie 'n hakkie oopmaak verder tik nie. Maak sy toemaakhakkie, tik hom klaar in, en dan gaan jy net terug binne in die hakkies. As jy by finansies intik, en jy kry syntax error, beteken dit iewerste in die proses, het jy of nie jou hakkie toegemaak nie, of jy het jou hakkie dalk op verkeerde vlak toegemaak. So jy tik byvoorbeeld dalk 'n hakkie, maar hy loop eintlik daar. So dan is jou hakkie op verkeerde vlak, en dan gaan jou sakrekenaar vir jou syntax error gee. So dis maar net 'n paar wenke met betrekking tot die intik van. En dan behoort jy te kry R28.862,79. Kom ek gee nou gou vir julle enetjie. Lebo besluit R200 per maand gaan gespaar word vir die volgende 3 jaar. Want hy wil 'n noodfonds skep, en dit is maar vir enige onvoorsiene gebeurtenisse wat hy kan kry. So sy maak dadelik 'n deposito, en daarna aan die einde van elke maand, tot en met die laaste deposito aan die einde van 3 jaar. Die rentekoers word bereken teen 8,7% per jaar maandeliks saamgestel, en jy moet vir my gaan uitwerk hoeveel sal ek spaar hê aan die einde van 3 jaar. So kom ek gee jou so 2 minute kans, omdat hierdie goed nou vreemd is. Kom ons kyk net weer hoe lyk die prentjie. Soos ek gesê het, asseblief jy teken nie tydlyne hier nie, is regtig nie nodig nie. Die groot vangplek hier is ons het 'n aanvanklike deposito gehad. So druk ons in ons formule, dan gaan ons maandelikse paiement gaan R200 wees. Dit het hulle vir my daar in die begin gegee. Ons rentekoers is 8,7% gedeel deur 12, want dit is maandeliks. En die aantal toekenningsperiodes is in die geval 37, want ek het die 36 van daai plus die aanvanklike een. So daarom is dit 37 periodes. En dit gee vir my dan 'n finale bedrag van 8452,67. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. David wil R1 miljoen gespaar hê teen sy 30ste verjaarsdag. Op sy 18de verjaarsdag open hy 'n spaarrekening en hy maak gelyke maandelikse deposito's in die rekening beginnende 1 maand nadat hy dit oopgemaak is. So in hierdie geval, hy het wel die rekening oopgemaak, maar hy het nie dadelik 'n deposito ingesit nie. Die laaste deposito word op sy 30ste verjaarsdag gedoen. Rente word toegeken teen 15% per jaar maandeliks saamgestel en jy moet vir my uitwerk hoeveel moet hy elke maand deponeer. Dis baie algemeen, want die meeste van ons het 'n doelwit waarvoor jy wil opspaar. En jy wil dan graag weet, maar hoeveel moet ek maandeliks wegsit?
So hierdie stem baie ooreen met die praktyk. So kom ons kyk hoe sal ons dit uitwerk. Eerste ding is daar's nie 'n aanvanklike deposito nie. So hier is niks hier aan die begin. Dan spaar ek op na R1 miljoen toe. Daardie R1 miljoen is deur in die toekoms. So dis nie nou al nie, so ek moet my F-formule gebruik. My X is in hierdie geval onbekend, want ek weet nie hoeveel moet ek maandeliks wegsit nie. Maar my eindbedrag is bekend. So ek gaan in die plek van F, gaan ek nou my R1 miljoen indruk. Ek het my rentekoers, dis 15%, wat ek deel deur 12, omdat dit maandeliks is. En ek weet wat my periode is. Hoe weet ek dit? Ek vat, hy wil dit doelwit is teen sy 30ste verjaarsdag, maar hy begin op sy 18de. So wat is 30 minus 18? En dan omgeskakel na maande, geef my 144 maande. So dit is hoekom my eksponent daar 144 is. En dan minus 1. Nou, in die vorige video's het ek vir julle gesê, my aanbeveling is altyd, doen eers manipulasie op papier, kry eers jou X dat hy alleen staan, en daarna tik jy een keer op jou sakrekenaar. Ek gaan nog steeds daai aanbeveling doen, soms op die skyfies, dan gaan ons die bietjie tussenstappies wys, maar meeste van die tyd gaan ek net vir jou die antwoord dan nou gee. So in hierdie geval is X is dan R2508,77. So dit is dan die bedrag wat hy dan elke maand in daardie annuïteit gaan inbetaal, sodat hy dan nou oor daai 12 jaar wat hy dan nou opspaar tot op sy 30ste verjaarsdag, dat hy dan nou R1 miljoen in sy rekening sal hê. Kom ons gee nou vir julle weer een. Nou ons gaan kyk of julle dit gaan regkry. As jy wil R100,000 spaar vir 'n deposito. As hy oor 4 jaar 'n huis wil gaan koop, sy deponeer dadelik 'n paaiement. So pas op nou weer, dadelike paaiement. En daarna elke kwartaal dieselfde kwartaallikse bedrag in 'n spaarrekening. Dis beginnende aan die einde van die eerste kwartaal. Die laaste paaiement word aan die einde van die tydperk inbetaal. Hoeveel moet sy elke kwartaal deponeer indien rente bereken word teen 12% kwartaalliks? Nou ek gaan net gou julle eers net gou hier help met die tydlyn. Daar reg aan die begin het hulle gesê sy deponeer dadelike paaiement, maar ek sien nou hier's bietjie van 'n botsing, want verder in die vraag sê hulle beginnende aan die einde van die eerste kwartaal. So kom ons werk dan nou maar met einde van die kwartaal en dat sy dan nou nie dadelik 'n paaiement doen nie. Kom ons kyk, ek dink kom ek gee julle so 3 minute kans vir hom, dat julle net bietjie mooi gaan dink oor hom en kyk hoe ons die goed gaan invul. So terugbel, ons het ons F-formule, ons bedrag is R100,000, maar in hierdie geval, omdat ons nie 'n aanvanklike deposito gehad het nie, gaan ons hoeveelheid kere wat ons toeken, dan nou presies 16 wees. Druk dit in die formule, kry jou X alleen, en jy behoort te kry R4,961,08. Nou kom ons skakel nou oor na die huidige waardeannuïteite. So, hou nou baie sterk in jou kop. Die voriges het ons almal paaimente weggesit oor tydperk, sodat ons die groot bedrag aan die einde kry. So nou gaan ons kyk na huidige waardeannuïteite. Huidige waardeannuïteite is daardie gevalle waar die groot bedrag aan die begin beskikbaar is. Dit kan 'n lening wees, wat jy die geld kry en dan later terugbetaal, of dit kan selfs 'n annuïteit of 'n belegging wees waar die geld nou beskikbaar is, maar jy wil weet hoeveel gaan jy maandeliks uit hom kan trek. So enige van daai situasies, maar die kern van die ding is die groot bedrag is aan die begin beskikbaar. Die totale bedrag word dan ook ontvang of presies 1 interval voor jou eerste paaiement. So in hierdie geval gaan jy nie dadelik 'n paaiement hê. Dan met jou voriges het ek vir jou gesê,
Jy kan twee situasies hê. Jy kan 'n paaiement hê wat dadelik afgaan, of jy kan eers aan die einde van elke periode dalk jou paaimente doen. In hierdie geval werk dit nie so nie. Jy gaan 'n lening uitneem of belegging hê, en jy gaan dadelik daai groot bedrag hê. Maar jou eerste paaiement gaan eers aan die einde van die eerste maand of kwartaal of wat ook al jy gebruik, gaan dit eers 1 maand later wees. So, want jy gaan tog nie 'n lening uitneem vandag by die bank en dadelik vir hulle sê, hier is my eerste paaiement nie. Niemand doen dit regtig in die praktyk nie, want dan kon jy net sowel minder geleen het. Goed, dan die bedrag word ook gebruik as daar geld op sy gesit is, soos byvoorbeeld met 'n belegging. So, kom net om grafies bietjie te illustreer. Jy gaan 'n aanvanklike groot bedrag hê wat beskikbaar gaan wees. En dan gaan daar 'n gapingkie wees, en dan gaan jy begin om of onttrekkings of dan nou terugbetalings in die geval van 'n lening, gaan jy dan nou maandeliks doen tot jy dan nou daardie ding, as dit 'n belegging was, tot jy hom heeltemal uitgeput het, of as dit 'n lening was, tot jy hom dan nou finaal afbetaal het. So, in hierdie geval, as ons nou weer dieselfde voorstelling gebruik wat ons voorheen gedoen het met toekomstige waardeformules, gaan ek vir jou in hierdie geval weer wys. So jy het jou groot bedrag in die begin. As ek al die paaimente wat ek oor tyd doen, soos byvoorbeeld, daar's my eerste paaiement. Wat ek met hom doen, is ek gaan werk terug. Wat is hy hier werd? En die tweede ene het mos aangegroei met rente ook. So wat ek kan doen, is ek werk hom terug en ek werk sy P-waarde uit. En die derde paaiement kan ek sê, maar jy het nou al vir 3 periodes rente geloop. So kom ek werk uit, wat was jy hier in die begin werd? En so kan ek aangaan in elkeen van die paaimente wat ek nou so oor tyd na die tyd doen. As ek elkeen van hulle vat en ek werk hulle terug, wat is hulle oorspronklike waarde hier aan die begin? Dan is dit wat my lening of my bedrag, my belegging wat ek gehad het, wat hy hier werd is aan die begin. So, ons gaan die hele tyd praat van wat is die huidige waarde daarvan, of wat is die toekomstige waarde daarvan. En die X-waardes werk dan almal terug, sodat hulle op die uiteinde vir my, die groot bedrag, daai bedrag wat ek gesê het, is hier in die begin beskikbaar. As ek hulle almal terugwerk, gaan hulle som, gaan vir my die beginbedrag gee. So, wat is die formule wat ek daar gaan gebruik? Lyk baie soos die F-formule, maar daar's 2 veranderings. Eerstens, hier binne in die hakkie. By die F-formule was die hakkie eerste, en jy het agteraan geminus met 1. Hierso is dit omgedraai. En dan die tweede verskil, waarvoor jy regtig baie moet oppas, hy beland dikwels in die oorlog, dat hy wegraak. So, is daai N. Daai N moet negatief wees. So, die formule staan op jou formuleblad, so jy gaan hom net daarvan af afskryf, maar maak seker dat jy nie fout maak en in jou haas dalk die 2 formules verwar en die hakkie eerste sit in plaas van tweede nie, en dan maak ook seker dat jy daai N negatief maak. So, al wat simbole wat nou hier verander het, is jou P, wat nou vir my sê, dis my huidige waarde of my present value, die paaiement, die rentekoers en die aantal paaimente gaan presies dieselfde betekenis hê as by die voriges. So, met 'n voorbeeld, Matthew neem 'n lening ter waarde van 175.000 uit. Nou, lenings, die kan jy wel leer. As ek die woord lening hoor, dan weet jy dis P-formule. Hoekom? Want 'n lening, gaan jy bank toe, hulle gee vir jou die geld, so die groot bedrag is nou beskikbaar, en jy gaan dit oor tyd terugbetaal. So die woord lening is klaar vir jou aanduiding, dis P-formule. Rente word bereken teen 18% per jaar kwartaalliks saamgestel, en hy betaal die lening terug oor 4 jaar, begin dit 3 maande nadat die lening toegestaan is. Nou hierdie moet jy nou weer versigtig wees. Jou rentekoers was kwartaalliks, en hier praat hulle van maande. Maar, dit is eintlik dieselfde ding
Want hoekom? Hy betaal die eerste paaiement na 3 maande. En as jy mooi gaan dink, is 3 maande, is presies 1 kwartaal. So hy betaal sy paaimente ook kwartaalliks, want is na 3 maande. So die 2 is wel dieselfde, daar's nie 'n probleem nie. Jy moet nou net besef, jy gaan nou alles in terme van kwartale werk. So nou moet jy sy kwartaallikse paaiement kry. Hier is ons prentjie net, die R175.000 was in die begin beskikbaar, en jy gaan nou vir 16 paaimente, want dit was 4 jaar, maar dit is kwartaalliks, so 4 x 4 is 16, so 16 paaimente daarna, gaan jy nou hierdie lening moet terugbetaal. Druk ons dan in ons formule, die P is my bedrag van my lening, dit is wat hy hier in die begin werd is. Rentekoers was kwartaalliks, so jy gaan die 18% deel deur 4, bo en onder die lyn natuurlik, en dan minus 16, want die 16 periodes waaroor ek het gaan toeken. En dan werk jou X uit op R15.577,69. Nou enetjie vir julle. Simon wil graag sy kar koop ter waarde van R80.000. Hy leen geld teen 'n rentekoers van 8,5% per jaar maandeliks saamgestel. En jy moet vir my die maandelikse paaimente kry as hy die lening gaan terugbetaal oor 5 jaar. Jy so 2 minute kans gee vir hom. Nou, oudergewoonte, ek wys weer net vir jou die tydlyn, net om die prentjie te kry. Ons het 'n aanvanklike leningsbedrag van R80.000. Ons rentekoers is 8,5% per jaar maandeliks en ons gaan dan nou elke periode gaan ons dan nou paaimente doen. Omdat dit maandeliks is en oor 5 jaar, gaan ek dan dus nou sê, my laaste termyn gaan termyn 60 wees. Druk in die formule, P-formule, dan is P kom die 80.000, rentekoers is 0,085 op 12, en my aantal periodes is dan 60, maar moenie die minus daarbo vergeet nie. Kry jou X alleen, en dan sal jy kry X is R1.641,32. Volgende voorbeeld. Tabo kan dit bekostig om R8.000 per maand te betaal. Per maand te betaal, sê dadelik vir my, dit is my maandelikse paaiement vir 'n motorlening. Die rentekoers op die lening word vir jou gegee, dis 15% maandeliks. So, dadelik sien ek, die 2 periodes is dieselfde, so dis nie 'n probleem nie. Dan, die eerste paaiement word oor presies 1 maand gemaak en die lening word oor 5 jaar terugbetaal. Bereken die prys van die motor wat hy sal kan bekostig. So jy gaan nou eintlik die leningsbedrag moet bereken. So kom ons kyk gou-gou ons tydlyn. Nou is die X wel bekend. Ek weet wat's my periode, want dit is 5 jaar maandeliks, so dis 60. En jy moet nou net my beginbedrag vir my bereken. So kom ons druk in die formule in. Hy is lekker maklik, want jy gaan nie manipulasie hoef te doen nie. Jy het jou maandelikse paaiement van 8.000, jou rentekoers is 15% op 12 vir maandeliks, en die periode word dan minus 60. En dit druk jy net op jou sakrekenaar in. Dan kry jy 336,276,73. Wat beteken, hy sal dan 'n motor van R336.276,73 kan bekostig. Want dit is sy maandelikse paaiement. Nou enetjie vir julle. Otto betaal 'n lening terug oor 5 jaar met halfjaarlikse paaimente van R15.000. Beginnende 6 maande nadat die lening toegestaan is. So dis halfjaarliks 6 maande. Wat is die waarde van die lening as die rentekoers 14,8% halfjaarliks saamgestel is? So, ons prentjie weer eens, ons paaimente daarso, dit het ons. Jy gaan nou gou-gou vir my uitwerk. Wat is hierdie beginbedrag? Ek gaan jou net so 'n minuut kans gee, aangesien ek klaar vir jou die tydlyn gee.
in ons formule. Ons het ons X-bedrag, dis die R15,000 maandeliks. Ons rentekoers is 14,8% halfjaarliks, so deel deur 2. En die aantal periodes, dit was 5 jaar halfjaarliks. So dis 5 maal 2 is dan 10 periodes wat ek dan gebruik. Tik dit alles in en jy behoort te gekry het, dis R103,433. Nou, die huiswerk wat ek vir jou gaan gee, sodat jy lekker by die huis bietjie kan gaan speel. St.Piwe deponeer elke 6 maande R400 in 'n spaarrekening teen 6% per jaar, halfjaarliks saamgestel. Jy moet vir my bereken hoeveel geld sy opgespaar het na 8 jaar. Tweede enetjie, Wandile beplan om R120,000 oor 9 jaar te spaar. Hy deponeer X rand in 'n spaarrekening aan die einde van elke 3 maande, so vir daai enetjie. En die laaste deposito word aan die einde van 9 jaar gemaak. Rente word bereken teen 7,4% per jaar, kwartaalliks saamgestel, en jy moet nou vir my die paaiement gaan uitwerk. Dan Nkululeko neem 'n lening uit vir R1,000,000, betaal dit terug oor 25 jaar, en hulle gee vir my die rentekoers as 11% per jaar maandeliks saamgestel, en jy moet vir my gaan uitwerk wat is die maandelikse betalings. En daarmee gaan ons nou opsom. Wat het ons vandag alles geleer? 'n Hele mond vol. Eerstens jou toekomstige waardeformule. Nou, toekoms, groot bedrag, daar aan die einde. So ons gaan hom gebruik as daar gereelde terugbetalings gemaak word en die totale bedrag is eers later beskikbaar. En dit is natuurlik nou jou F-formule. Dan die huidige waardeformule. Hom gaan ons gebruik as die totale bedrag of die totale bedrag van die lening aan die begin beskikbaar is en ons dan gereelde betalings daarin maak of daaruit ontvang oor 'n latere tydperk. So die groot bedrag is in die begin beskikbaar. En jou paemente begin dan eers 1 maand nadat die groot bedrag beskikbaar was. En hiervoor gebruik ons natuurlik nou ons P-formule, present value. Wat kan ons nou uitsien in die volgende les? In die volgende les gaan ons verder met ons F en ons P-formules. Dit is ons huidige waarde en ons toekomstige waardeformules. Maar ons gaan 'n bietjie kyk na bietjie meer praktiese toepassings en ander probleme wat ons gaan moet kan oplos. Ietsie wat insluit soos byvoorbeeld die uitstaande balans op lenings. So ek gaan byvoorbeeld vir jou 'n situasie skep waar ons vir jou gaan sê, ons gaan 'n lening aangaan en jy betaal hom oor 20 jaar terug. Maar wat is die bedrag wat ek skuld na byvoorbeeld 7 jaar? Ons gaan sulke tipe van goedetjies kan uitwerk en dan gaan ons ook 'n paar ander probleme kyk. So, in die volgende les meer hieroor. En tot dan groet ek julle. Baie dankie.